Goeiedag julle liewe mense, ons het lanklaas gesels, maar ek het nie opgegee nie, ek het nie weggeloop nie, ek het nie teruggeval nie, ek is weer hier om met julle te praat uit die woord van die Here. Ek kom vandag vir julle en ek lees vir julle uit Esegiel, die profeet Esegiel. En God het met Esegiel gepraat oor die sondes van Israel en hoe dit God gepla het en hy het so baie vir hulle gedoen en hulle het hom nog steeds verag, hulle rug op hom gedraai, hulle het nie ag gegee, hulle het hom nie aanbid vir wat hy vir hulle gedoen het nie. Toe vat Esegiel, God vir Esegiel op 'n plek waar hy 'n beeld kry, 'n visioen van 'n huis, 'n paleis natuurlik, want God sê dit is syne. En hy sê hierso, en die Gees het my opgeneem en my in die binneste hof gebring, en kyk, die heerlikheid van die Here het die huis gevul. Dit is die huis van God dan. En ek het een gehoor wat met my spreek uit die huis, terwyl die man by my staan. En hy het my gesê, mensekind, dit is die plek van my troon, dit is God se troon wat daar staan, en die plek van my voetsole, waar ek vir ewig sal woon, onder die kinders van Israel, en die huis van Israel sal my heilige naam nie meer verontreinig nie, hulle en hulle konings, met hulle hoerery, en met die lyke van hulle konings by hulle dood, want hulle het hulle konings mos almal gebalsem en sommer in veilige plekke gaan bewaar in gespelonke en hulle is nooit regte begrawe soos ons begrawe ken nie. Deurdat hulle drempel by my drempel gemaak het en hulle deurpos langs my deurpos, sodat net die muur tussen my en hulle was, en hulle het my heilige naam verontreinig met hulle gruwels wat hulle bedryf het, sodat ek hulle in my toorn verteer het. Toe sê hy hierso, nou sal hulle hoerery en lyke van hulle konings ver van my af verwyder, en ek sal hulle vir ewig onder hulle woon. Luister mooi, hy sê, en hy sal vir ewig onder hulle woon. Jy, o mensekind, vertel die huis van Israel van die huis, sodat hulle beskaamd kan staan van vele ongeregtighede, en dat hulle die voorbeeld nameet. Dit is duidelik hier dat God praat met Esegiel, en hy gee vir hom 'n beeld van wat kom, wat vorentoe lê. Dit is 'n profesie hierdie. Esegiel kry 'n beeld van God se huis, sy nuwe huis wat hy gaan maak, en waar hy saam met sy volk gaan woon, permanent gaan woon, en dit gaan sy volk wees, wat hy nog steeds gaan red en uitred, afgesien van die sonde en verkeerde dinge wat hulle doen, want God het geweet, hy vergewe hulle, want hy is lief vir hulle, hy het hulle aangeneem, hy het 'n belofte aan Abraham gemaak, dat sy nasate God se volk sal wees tot in alle ewigheid, en dis nog steeds die geval, dieselfde, né? Goed, ek lees hierdie vir julle na aanleiding van al hierdie bomme en gerugte van oorloë en dood en twis wat so in die wêreld is. En die Here sê net vir my om vir julle te sê, julle moenie vrees nie, moenie bang wees nie, want hy is met ons. Hy sê so in Openbaring 21, maar dit is nou na al hierdie dinge gebeur het, né? Wanneer die hele profesie basies vervul is. Dan sê hy so, skryf Johannes, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, wat die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see was daar nie meer nie. Onthou net nou, ons in Esegiel gelees, van God wat vir Esegiel wys, van die nuwe huis, sy nuwe huis, en die plek waar sy troon sal staan, waar sy voetsole sal wees, en hy gaan by sy volk woon. Nee, dit is waarna hy verwys, en ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is, en ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Hy het vir Esegiel gewys waar sy tabernakel gaan staan, sy troon, en hy, wat God is, sal by hulle woon. Dit het hy ook gesê vir Esegiel, om dit vir die mense te vertel. En hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. By Esegiel het hy gesê, hierdie dinge gaan gebeur. Hier in Openbaring sê God weer vir Johannes,
Hy wys vir Johannes, dieselfde beeld basies as wat hy vir Esekiel gewys het. Dit is wat gaan gebeur, dit is wat in die toekoms gaan wees. So sal dit wees en niks en niemand sal dit kan verander nie, want God het dit so beskik en dit kan nie verander nie. So, wat ek eintlik vir julle wil sê is, al hierdie dinge wat nou is, dinge wat nog kom, is alles skrifte, alles profeseë wat nou waar word. Ek kyk vandag, kyk ek op sosiale media en daar is iemand wat vra of ons dink dat hierdie oorloë wat nou uitbreek, hierdie geskietery onder die mense, of dit die begin is van die 3de wêreldoorlog. En die oomblik toe ek lees, toe openbaar die Heilige Gees vir my, hierdie is nie die tyd om gereed te maak vir 'n oorlog nie. Hierdie is die tyd om gereed te maak vir die koms van Jesus. Dit gaan voor die oorlog wees. Al die tekens dui daarop. Al die skrifte wys dit. Die natuur wys dit vir ons. Dit is net onvermydelik om dit te probeer wegpraat. Want dit is die vervulling van die profeseë van al die profete, né? As ons kyk na die laaste profete, se vervulling het nog nie sy profeseë het nog nie in vervulling gekom nie, maar as jy gaan lees wat hulle sê, dan is dit presies asof hulle dit uit ons koerante se hoofopskrifte gekry het. Die goed wat vandag gebeur. En dit is hoekom ek vir julle wil aanmoedig vandag. Gaan vergeet van wat op in die Koran staan, vergeet van die TV en die nuus en al daai goed. Ja, hou jouself op hoogte daarvan, maar moenie gereed maak vir 'n oorlog nie, maar maak gereed vir die koms van Jesus, want dit is die naaste. Dit gaan vir ons die belangrikste wees, want al kom daar 'n oorlog, binnekort, miskien, ja waarskynlik, ons sal nie weet nie, en jou siel is nie gered nie, gaan jy in elk geval nie by Jesus uitkom nie. So dit is ons prioriteit, ons primêre aksie nou, om die enigste voorbereiding wat ons kan doen, wat vir ons saligheid gaan wees, is om Jesus se saak met ons reg te maak. Sorg dat jy gered is, sorg dat as Jesus afkom, dat jy saam met hom na sy heerlikheid toe kan gaan, en dat ons kan gaan sien, hoe lyk die plek wat hy vir ons voorberei het, daar waar hy vir ons reggemaak het, want hy kom sy bruid haal, dit kan nie, niemand kan dit keer nie, en ons is sy bruid, ons wat aan hom aangeneem het, is sy bruid, en ons is getooi en versier, om hom te ontmoet, en hoe doen ons dit? Deur soos hy te lewe, deur te glo, dat hy die seun van God is, deur te glo dat hy vir ons aan die kruis gesterf het, en om te weet, dat hy vir ons lief het, en hy wil ons by hom hê. Dit is die belangrikste ding vir ons om te doen op hierdie stadium. Lewe jou lewe reg, lewe heilig, bly in sy aangesig, bly in gebed, kommunikeer met Jesus, bou verhouding, want ons wil nie wanneer Jesus kom, en ons is by hom in die hemel, nie weet hoe met hom te praat nie, hoe benader ek hom, ek ken nie sy persoonlikheid nie, hy is vir my 'n vreemdeling, en goed, sulke mense gaan in elk geval nie saam met ons hemel toe nie, maar ons mense vir wie hy ken, as hy ons ken, want hy sê daar so die skape ken die stem van die herder, en dit is ons is sy skape, en hy is ons herder, en ons ken sy stem, ons weet wanneer hy is wat praat, en ons raak opgewonde, as ons weet Jesus se stem is in ons ore, want alles wat ons doen, alles wat ons sê, alles waarna ons hunker, ons hele wese se begeerte, is Jesus alleen, ons wil net by hom wees, ons wil hom net tevrede stel, né? So, dit is my boodskap vir julle vanaand, gaan lees hierdie stukke wat ek vir julle gegee het nou, ek sal dit op die videoetjie sit ook, gaan lees dit deur, gaan lees die hele hoofstuk, en kry breër konteks, 'n breër prentjie oor wat hier gesê word, en maak julle self deel van die profesie, sodat julle nie uitmis nie, want om dit te mis, gaan fataal wees, en dit gaan jou eie keuse, jou eie besluit, of jy dit wil mis, en of jy dit wil hê, hierdie wonderlike, heerlike, goddelike geskenk, wat Jesus vir ons wil gee,
Be blessed. Amen.